Die winter is op pad en dit beteken soms krapperige kele, 'n neus wat snuif en loop en dalk 'n bietjie verkoue. Maar moenie te bekommerd wees nie, want ons deel vanoggend 'n paar wenke oor hoe ons onsself die winter beter kan beskerm. En ons gesels met die apteker Kristen Holmes wat ons gaan help om beter te verstaan hoe om ons immuunstelsel sterk te hou. Baie welkom hier by ons vanoggend. Baie dankie, goeiemôre. Ek dink baie mense maak staat op energiedrankies, jy weet, om hulle immuunstelsel so 'n bietjie te boost, as ek daai woord mag gebruik. Maar jy gaan nou vandag vir ons beter wenke gee en daaroor is ons is baie dankbaar. So die winter is nou om die draai, soos wat ek gesê het, baie mense word dan gewoonlik siek in aanloop tot die winter ook. So uit 'n apteker se oogpunt, hoekom is iemand se immuniteit geneig om te verswak gedurende die kouer maande of dalk net voordat dit aanbreek met die seisoensverandering? Ja, baie dankie, dis 'n redelike algemene vraag wat ons in die apteek kry. En ek voel ook soos die wintermaande nou nader kom, mense staan op in die donker en as jy gaan slaap is dit alweer donker as jy by die huis kom. Ja. En so sonlig is die eerste faktor wat ons immuniteit kan beïnvloed. Ons liggame gebruik sonlig om Vitamiene D te produseer. Vitamiene D is een van daai kernvitamines wat ons nodig het vir 'n gesonde immuunstelsel. So dis die eerste ding. Dan dink ek die tweede ding is ook, as dit koeler maande is ons geneig om bietjie meer binneshuis te verkeer, miskien nie genoeg ventilasie in daai vertrekke nie, so die kieme en die virusse kan baie makliker oordra en versprei. Dan ook die koue speel eintlik 'n rol, so dis nie net 'n ou vrou storie dat ons nie in die koue moet uitgaan nie. Die koue droog ons slijmvliese uit. Ons het slijmvliese in ons neuse, wat dan half die eerste teenstand is teen daai indringerkieme en molekules basies. So dit verhoed dat die virusse in ons liggame inkom. En dan ook, as ek dit so mag noem, die comfort foods natuurlik. Ja. Baie lekker om te eet, maar nie noodwendig so voedsaam vir ons nie. So ons kry nie noodwendig die regte nutriënte in nie om ons immuunstelsel te komplementeer nie. So ja, dis maar net 'n paar van die faktore. So wat is sommige van die belangrikste dinge wat 'n mens kan doen om jou immuunstelsel nie net gedurende die winter te beskerm nie, maar sommer reg deur die jaar? Ja, dit is nog 'n goeie vraag. En ek is seker almal ken aanvullings of komplementêre medisyne en soos die naam ook self sê, aanvullings vul 'n mens se stelsel af of komplementeer mense se liggaam. Ja. Maar ek dink kom ons kyk eers na 'n paar faktore wat relatief binne in ons beheer is. So eerstens is goeie slaap. As ons slaap, dan stel ons liggame sitokine vry. Sitokine val daai inflammasie aan en daai geïnfekteerde selle, so dis baie belangrik. Dan nommer 2, dieet is baie belangrik, 'n goeie dieet. As 'n mens dink aan al daai mooi kleurryke vrugte en groente wat 'n mens kry, bessies, blaargroente, sitrusvrugte. Dis propvol antioksidante en vitamiene wat 'n mens benodig om 'n gesonde immuniteit te handhaaf. Dan ook oefening, matige oefening natuurlik. Jy hoef nie 'n marathon te gaan hardloop nie, maar so 20 tot 30 minute se matige oefening help ook om ons immuunselle te sirkuleer in ons liggaam. En ek dink dan ook een van die grootste sonnebokke natuurlik is stresbeheer. As ons liggame stres, dan stel ons liggame kortisol vry. Ek is seker baie mense het ook al van kortisol en die neeweffekte daarvan gehoor, maar dit mat ook ons immuunstelsel af. So dit is baie belangrik om te probeer beheer. Ja, daai kortisol is vir my 'n groot Ja. kopseer in hierdie stadium, want ek probeer dink, hoe gaan ek daai vlakke weer balanseer? Maar dis dalk 'n gesprek vir 'n ander dag. Definitief. Is daar spesifieke vitamiene of minerale wat miskien 'n meer belangrike rol speel wanneer dit kom by mense se immuniteitstelsel? Ja, beslis. Ek het vroeër genoem oor Vitamiene D. So ook hoe donkerder 'n mens se velkleur is, hoe meer sonlig het 'n mens nodig om genoegsame Vitamiene D te kan produseer. So meeste van die mense het nie genoeg Vitamiene D in hulle liggame nie. So dis die eerste ene. Dan ook, ek dink soos almal Vitamiene C ken. Vitamiene C is 'n antioksidant. Dit staan daai vrye radikale teen wat 'n mens se liggaam beïnvloed. En dan ook help dit met die wit bloedsel produksie, so wat ons beskerm teen die kieme en die infeksies. En ek dink dan baie belangrik ook die mineraal sink. Hy kry heeltemal te min aandag. Verskeie studies het al gewys dat Suid-Afrikaners nie genoeg sink in hulle dieet inkry. Gewoonlik kom dit voor in skulpvisse en neute en vleise. So ons kry nie genoeg same vitamiene of sink, die mineraal sink in ons dieet in nie. En ek dink wat belangrik is, sink
help ook en versterk ons T-selle. T-selle is maar net een van ons immuunselle wat ons beskerm teen infeksies. So dit versterk ook ons immuniteit dan Bossie. So daai 3 is die belangrikste. Weet jy wat, dit is so 'n interessante gesprek en ek dink 'n mens kan werklik weer hieroor gesels. So baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ek glo ons gesels gou weer. Nou jou toe, as jy meer inligting wil hê, maak seker jy besoek www.golfdrug.co.za. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug.